met trots geborg deur Lots of Pots. Hi, ek is Cornelia Hetge vir Marula Media en ek kuier vandag weer saam met Karen Viljoen, 'n landskapsargitek, hier by Lots of Pots in Lynnwood, Pretoria. Ek en Karen gaan vandag bietjie gesels oor die verskillende varings wat ons het en hoe om hulle te versorg. Nou Karen, baie mense is baie lief daarvoor om varings in hulle huise te sit vir 'n bietjie kleur, bietjie groen. Dit lyk lekker tropies, dit laat jou lekker voel om vir dit te kyk. Is varings binneshuise plante en indien hulle is, hoe versorg ons hulle? Ja, varings doen baie goed binne. Jy moet hulle net uiteraard op die regte plekkie sit. So varings hou van vochtige vertrekke. So jou kombuis of jou badkamer is dan die ideale plek om hulle te sit. Mens kry ook 'n paar varingssoorte wat binne sowel as buite ook kan goed doen. Nou ek onthou in ons episode oor binneshuise plante het jy gesê binneshuise plante moet ideaal baie lig, maar nie direkte sonlig kry nie. Is dit geld dieselfde vir die varings? Ja, heeltemal reg. So jy moet hom nie te naby aan 'n venster sit wat direkte son kry nie, want die blaartjies kan maklik brand omdat varings maar fyn plantjies is. Nou, jy sê varings is fyn plantjies, so ek neem aan jy moet hulle ook fyn versorg. Ja. So groot geheim oor varingkies wat ek nou maar kan. Ons gebruik hierdie een as 'n voorbeeld. O ja, hy is mooi fyn. Hy is mooi fyn. Kyk hoe mooi is die waterdruppeltjies op hom. Hierdie is 'n maidenhair fern en hy is nogal baie pieperig. Hy moet vertroetel word. So ja. Kyk hoe mooi is die nuwe. So fyn. Nuwe uitloopseltjies. So moet hom verkieslik nie in 'n vertrek sit waar daar trek is nie en ook nie naby 'n ligversorger nie. Okay. So hy kort baie lig. Hoe baie water? Water moet mens altyd onthou, in die somer het alle binneshuise plante bietjie meer water nodig as in die winter, maar ek sal sê dan tipiese somersdag of somerseisoen kan jy so elke derde dag 'n bietjie water gee liewer meer gereeld, maar minder hoeveelhede. Want varings hou nie van nat, ons sê altyd hulle hou nie van nat voete nie. So hulle hou nie daarvan dat hulle in water staan. Ek hoor wat jy sê. Maar hulle kort meer water as ander binneshuise plante en dis iets wat jy in gedagte moet hou wanneer jy wil besluit wat jy in jou huis wil sit, want as jy nie iemand is wat gereeld gaan onthou om hulle water te gee nie, dan is dit dalk nie die plant vir jou nie. Dalk nie, maar daar's 'n ander hulpmiddeltjie wat ons kan gebruik om bietjie meer vog in hulle direkte omgewing te hê. So hierdie is maar net 'n spuitbottel met gewone skoon water en dan as dit nou 'n warm dag is, dan kan jy maar net hulle so 'n bietjie afkoel en dit help ook sommer om bietjie stof af te was. Okay. En hoe voer ons hulle? Want ek weet binneshuise plante het ekstra kos nodig. Hulle kan nie net in die grond staan en daar gaan hulle nie. Goed, hierso het ons nou 'n ideale wateroplosbare voedsel wat baie goed sal wees vir plante omdat hy hoog in stikstof is. So omdat plante varings nie blomme maak nie, voed ons hulle blare die hele tyd. So hulle moet 'n konsentrasie van hoë stikstofvoeding kry. Jy maak dit maar net aan in water, soos hulle vir jou sê, en jy kan elke 4 tot 6 weke hulle hiermee voed. Okay. Ek weet nie van jou nie, maar die takbok varing interesseer my verskriklik baie. Hoe hou jy dit aan die lewe? Ek het al gesien mense sit dit aan bome vas in hulle tuin. Hierdie een is vas aan 'n houtplankie, hom kan jy lekker ophang. Ons is bietjie deur die blare vandag. Is hulle ook sensitief? Hoe laat jy hulle groei? Hulle is nie so sensitief nie, hulle is eintlik maklike groeiers. So mens kry van hulle wat in grond, jy kan hulle of in 'n pot in grond sit, maar hulle het ook meer ligwortels. So dit is hoekom dit baie mooi is as jy hierdie so teen 'n hout monteer. So hierdie is maar net mos en dan word hy met 'n draadjie hier vasgehou. So jy kan hom binne in jou huis ook teen mure sit of onder bome of so en maklik, jy spuit maar net die blare nat en laat hier bietjie water ingaan. Daar is ook 'n storie wat loop dat hulle hou van
piesangs en ek het nou 'n bietjie dieper gaan delf daar. Ek dink nie dis heeltemal 'n goeie idee as hy in jou huis is om met 'n piesang te voer nie, want dit lok weer muggies en ander goedjies. So as jy wil, dan kan jy piesang skille week in water en die plant met hom nat gooi of spuit, ja. Jy kan ook dan hierdie voeding wat ons nou oor gepraat het, meng in so 'n spuitbottel en dan kan jy hy moet dit nat spuit. Omdat hy min wortels het, neem hy meer voeding deur sy blare op. Maar dit is eintlik 'n baie maklike en baie mooi varing vir binne en buite. Skakel volgende week weer in wanneer ek en Karen oor groot binneshuise plante gaan gesels. Karen is 'n landskapsargitek en tuinkenner wat haar kennis hier by Lots of Pots in Lynnwood met ons deel.